Hallo julle, baie welkom by vandag se Tekkiesdiens. As jy verjaar het hierdie week, hoop ek dit was regtig 'n lekker dag en ek hoop nie die reën het jou partytjie dalk gespoil nie, maar ons is ook baie dankbaar vir die baie lekker reën wat geval het. En ek hoop dit gaan goed met julle toetse, die wat toets geskryf het hierdie week, dat dit sommer regtig baie goed gegaan het met jou. Baie welkom by vandag se diens. En daar's so 2 aankondigings wat ek vir ons net wil uitlig. Die eerste ene is ons jaarlikse Erlieg Park se Kerspakkie projek. Julle onthou, ons het elke jaar die kersbome wat ons hier in die eredienste het en dan op die kersbome is daar sulke kaartjies en die kaartjies het 'n paar kruideniersware op, min of meer tussen 50 en 100 rand per pakkie en dan wil ons graag vra dat julle daai produkte vir ons bring tot met die dag van die Kerssangdiens. Nou ons Kerssangdiens is die 30ste November, dit is 'n Sondag aand en ons nooi julle sommer uit. Almal is baie welkom, ons kleuters en graad 1s. As jy nie die boodskap gekry het op die WhatsApp groep nie, ons wil graag vir julle ook nooi om deel te kom neem aan daai Kerssangdiens. Kyk asseblief uit op die WhatsApp groep vir die inligting daarvoor. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie. Dankie vir nog 'n week van u genade, u liefde, Here, u omgee in ons lewens. Baie dankie dat ons ook vanoggend kan luister na die Bybel en dat wat u vir ons deur die Heilige Gees daardeur wil kom sê en wat ons in ons lewens ook kan toepas en kan gaan leef. Seën ons vandag, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek groet elkeen van julle vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan lekker saam sing. Julle is welkom met die 2 liedjies te sing en ook die beweging saam te doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so
glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Jy het nou kans om vir die Here dankie te sê, ook met jou finansies. Jy kan op enige van hierdie volgende maniere. Jy kan 'n debietorder teken, of jy kan 'n EFT doen, of jy is welkom om ook Zapper te gebruik. Nou ek wil julle moet gou vir mekaar vertel van 'n keer toe jy te kort was om iets te kon gesien het. Miskien was dit by 'n konsert, miskien was dit by 'n rugby of 'n cricketwedstryd. Miskien was jy te kort om daar by die koekieblik uit te kom. Vertel gou van 'n keer toe dit vir jou sleg was omdat jy bietjie kort is. Nou ek dink die meeste van die kinders wat vanoggend inskakel sal seker al eers besef het, maar dit is nie lekker om kort te wees nie, nê. Ek onthou, ek weet nie hoekom werk dit so nie, maar as jy in 'n konsert eers sit, is dan mos altyd die lang ou wat hier voor jou kom sit, en dan vir die res van die aand moet jy so kyk, dan raak jou nek seer, en dan, jy kan nie regtig skuif nie, want die sitplek is vas, of jy moet so kyk, en dan raak jou nek aan die kant seer. So partykeer is dit nie lekker om kort te wees nie, nê. En vandag gaan ons 'n storie, baie bekende storie in die Bybel lees, van iemand wat ook baie kort was, maar hy het toe 'n slim plan gemaak. En ons storie is die storie van Saggeus. En ons lees daarvan in Lukas 19 van vers 1 af. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n baie ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan nie die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou ons lees van Saggeus, wat 'n kort man was, maar iemand wat ook lang vingers gehad het. Nou wat beteken dit as jy sê iemand het lang vingers? Ek wonder of julle weet. Iemand wat lang vingers het, julle, is iemand wat nogal hou daarvan om te steel, om goed te vat wat nie hulle sin is nie. En ons lees van Saggeus wat die hooftollenaar was. Nou julle, ons moet so 'n bietjie verduidelik wat 'n tollenaar is. 'n Tollenaar
was iemand wat belastinggeld ingesamel het. So die mense sou van die een stad na die volgende stad beweeg het en op daai roetes sou hulle dan hierdie geld, soos belastinggeld, amper soos tolgeld, sou hulle dan gevat het. Maar die tollenaars wat hulle sou gedoen het, is hulle sou meer gevat het as wat nodig was. En dan die res van die geld sou hulle in hulle sak gesteek het. Maar dink gou by jouself. Jy het verskriklik hard gewerk. Daar by die huis, om spaargeldjies te kry, het die swembad skoon gemaak, het jou kamer aan die kant gemaak, het jou pappa gehelp in die tuin om 'n plantjie te plant, of wat ook al skorrelgoed te was. Nou kry jy 'n sakgeldjie, en iemand vat daai geldjies by jou. Hoe sal jy voel? Dis mos nie lekker nie, né? Jy gaan kwaad wees vir daai persoon. En dis presies hoe die mense oor Saggeus gevoel het, want Saggeus het hulle geld, waarvoor hulle baie hard gewerk het hy vir homself gevat, en het homself ryk gemaak daarmee. So Saggeus was iemand wat gehaat was. Mense het nie van hom gehou nie, en Saggeus het nie baie vriende gehad nie, eintlik geen vriende gehad nie, né? Want al waaroor dit vir Saggeus gegaan het, was geld en om ryker te word, en om mense se geld te vat. Nou om hierdie storie julle baie mooi te verstaan, is dit belangrik om 'n paar goedjies te verstaan. So ons het gesê, Jerigo is die plek waar Jesus deurgestap het, hierdie stad, en dit was 'n belangrike stad gewees, want was op hierdie handelsroete, en op hierdie roete het mense dan gestap, en Saggeus sou hulle gesien het, en dan sou hy hulle geld gevat het. Dit is amper soos 'n belangrike roete wat ons het, die N1, tussen Kaapstad en Johannesburg, né? Nou op daai roete is daar mos 'n paar van hierdie tolhekke, waar die karre moet stop, en voordat jy kan verder gaan, moet jy eers jou tolgeld betaal. Dit is baie dieselfde soos wat dit gewerk het. So, dit was 'n ideale plek gewees vir Saggeus, om op daai in Jerigo, daarso langs die pad te staan, en aan die mense se geld te vat. So dit is belangrik. En dan, wat ook nogal belangrik is om te verstaan dat op hierdie tyd, toe hierdie storie afgespeel het, was die Israeliete, dit is nou God se volk, die Israel, was onder Romeinse bewind gewees. En die Romeine, hulle het nie baie van die Jode gehou nie, en hulle het baie ekstra geld gevra van die Jode. So die Jode en die Romeine het ook nie van mekaar gehou nie. En veral omdat Saggeus ook 'n Jood was, en hy vir die Romeinse regering gewerk het om hierdie belasting in te kry, toe het die Israeliete glad nie daarvan gehou nie. Hulle het vir Saggeus soos 'n verraaier beskou, né? Gedink, jy weet, hy wil niks meer met die Jode te doen hê nie, en hy vat ons geld, hy werk vir hulle, ons hou niks van Saggeus nie, né? Okay, en dan die laaste ding wat ons ook moet onthou van hierdie storie is die kultuur van daai tyd was baie belangrik geweest. Hulle het nie sommer, die Jode het nie sommer met ander volke gemeng nie. En daarom is mense wat vir die Romeinse ryk gewerk het, was beskou as verraaiers. Hulle teen die Jode gedraai. Okay, so Saggeus het al hierdie goed gehad wat teen hom getel het. En dan kom Jesus, en hy stap verby, hy sien vir Saggeus in die boom, en wanneer hy vir Saggeus sien en vir hom sê, jy moet afkom na my toe, wanneer Jesus dit doen, dan oortree hy verskriklik baie reëls. Saggeus wat hierdie hooftollenaar is, wat 'n verraaier is, wat gehaat word deur die mense, wat sy mense verloon het en sy rug op hulle gekeer het, wat die mense se geld steel. Jesus sien hom raak, en Jesus worry nie oor wat die ander mense dink nie, en hy roep vir Saggeus. En dan is daar julle 3 tree wat Saggeus moes gee om die verlossing, die redding wat Jesus vir hom gegee het, om dit te verkry. Nou die eerste tree wat Saggeus moes gegee het, was hy moes uit die boom uitklim. Nou ons moet verstaan dat hierdie boom vir Saggeus eintlik baie meer was as net 'n boom. Hierdie boom, het hy heel waarskynlik
baie ure in spandeer. Want dit sou waarskynlik die boom gewees het waarin hy sou gesit het om, soos wat mense verbygestap het, om vir hulle te sê, hey, jy moet jou tolgeld betaal, jy moet jou belasting betaal, né? Soos wat mense van die een stad na die volgende stad gestap het. So dit was half sy werksplek, né? Dit was ook vir hom 'n plek van mag, want hy was hoër as die ander in hierdie boom. So dit was half hierdie plek van mag, hy het verhewe gevoel bo ander mense. En dit het vir hom ook sy rykdom gesimboliseer. Want dis die manier hoe hy geld kon gemaak het. So wanneer hy daai eerste tree gee, wanneer Jesus sê, kom af van die boom af, dan gee hy 'n tree julle weg van dit wat vir hom al die jare sy sekuriteit gegee het. Sy geld, sy werksplek, sy mag, sy heerskappy bo ander mense. En dis die eerste tree wat Saggeus moes gegee het. En julle, vir my en vir jou is dit ook die eerste tree wat ek en jy ook moet gee, wanneer ons besef, ons het iets verkeerd gedoen, of ons het gesondig, of ons is ver van die Here af. Dis daai tree wat Saggeus gegee het om te sê, maar Here, ek kan nie anders as om uit hierdie weg te beweeg van my slegte keuses en my slegte lewe wat ek lei nie. En ek en jy moet net so Saggeus ook daai eerste tree gee om te sê, Here, ek wil regmaak wat ek verkeerd gedoen het. Here, ek besef ek is 'n sondaar. Ek besef ek het verkeerd gedoen en ek moet wegkom en ek moet daai eerste tree gee. En julle, die tweede tree wat Saggeus moes gegee het nadat hy uit die boom uit geklim het, was die tree na Jesus toe. Saggeus het besef, wanneer hy by hierdie boom gaan afklim, gaan hy verby al hierdie mense moet stap wat hom haat. Mense wat hom sien as 'n verraaier, wat hom sien as iemand met lang vingers wat net my geld gesteel het. Ek gaan hulle in die oë moet kyk en ek gaan verby hulle moet stap. Maar Jesus het vir hom gewag. Jesus wat hom geroep het uit die boom uit, het hom omhels. En Saggeus het dit dadelik gedoen, julle. Hy het dit met blydskap gedoen. Hy was nie bang of huiwerig om uit die boom uit te klim toe Jesus hom geroep het nie. En hy was nie bang om hy tweede tree te gee na Jesus toe. En vir Jesus na Jesus toe te gaan en met Jesus te praat en die pad met Jesus verder te stap nie. So moet ek en jy, wanneer ons besef het ons het verkeerd gedoen, julle, is die volgende tree wat ons moet gee om te sê, Jesus, ek is jammer. Jesus, ek wil graag saam met u die pad stap. Jesus, ek wil graag hê u moet my sondes vergewe. En julle, dit is die twee tree of die twee stappe wat ons noem van bekering. Het julle al gehoor van bekering? Bekering, Here, is wanneer ons wegdraai van ons sondige lewe en na Jesus toe stap en na Jesus toe draai, sodat hy vir ons 'n nuwe lewe kan gee. En dis presies wat Saggeus gedoen het. Hy het eerste tree gegee, af van die boom af, weggestap van die boom af, en hy het die tweede tree gegee, en na Jesus toe gegaan, sodat Jesus hom kan vergewe. En julle, die derde tree, wat Saggeus moes gegee het, was die tree om sy lewe nou reg te maak. Hy moes teruggegaan het in die samelewing in. Hy moes teruggegaan het na die mense toe wat hy verkil het en besteel het en verraai het. En hoor wat sê Saggeus in vers 8. Hy sê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het of gesteel het, gee ek dit 4-dubbel terug. So, hoor wat doen Saggeus? Hy gee daai derde tree, hy wil nou regmaak wat hy verkeerd gedoen het. Hy wil teruggaan na die mense toe. Maar hoor, hoe gaan hy terug? Hoor wat het in Saggeus se lewe gebeur en die ommekeer, die bekering wat gebeur het in sy lewe. Die wet het bepaal dat as jy iets van iemand gesteel het, moet jy dit teruggee en jy moet 'n 5de moet jy ekstra vir daai mense gee. 20% ekstra
moet jy vir hulle gee. Maar dis nie al wat hy doen nie. Hy gee dit terug, maar hy gee 4 keer meer ook terug. Nou julle, dit beteken dat in die Ou Testament, wanneer iemand 4 keer moes teruggee, was dit moordenaars wat dit moes doen. So Saggeus sien homself as 'n moordenaar en hy gee 4 keer terug wat hy van mense af gesteel het. En dan gaan hy nog 'n stapie verder en sê, Here, ek gaan die helfte van al my goed gaan ek ook weggee. So daar het iets drasties hier in Saggeus se lewe gebeur. Hy het besef, hy's 'n sondaar. Hy het besef, hy het nie vriende nie. Hy het besef, die mense haat hom. Hy het besef, hy moet uitklim en hy het Jesus nodig om vir hom vergifnis te gee, om sy sondes te vergewe. En dan het hy nodig om te gaan regmaak, om te gaan jammer sê. En hy doen dit op so 'n manier dat hy dit 4 keer meer doen en nog die helfte van sy goeders ook terug te gee. Nou julle, ons sien in Saggeus se verhaal hoe Jesus met mense werk en hoe hy met my en jou ook werk. Jesus, toe hy vir Saggeus in die boom sien, toe sê Jesus nie vir hom, Saggeus, jy besteel die mense en dis hoekom niemand van jou hou nie en hoekom jy geen vriende het nie. Kyk wat het jy aan die mense gedoen, jy het hulle verraai en besteel. Dis nie wat Jesus doen nie, nee. Hy sê net vir hom, kom klim af. Ek wil vanaand by jou kom bly. Ek wil vanaand saam met jou eet. En toe kom haar redding, toe kom haar verlossing. Nie net vir Saggeus nie, maar vir sy hele huisgesin het dit gebeur. En so sien Jesus vir my en vir jou ook raak. Partykeer, julle sit ons op 'n plek so Saggeus in daai boom. En dit voel vir ons het nie vriende nie. Dit voel dalk vir ons, mense hou nie van ons nie. Dit voel vir ons, die Here kan my nie vergewe vir al die verkeerde goeders en die slegte goed wat ek gedoen het nie. Maar dan sien Jesus ons raak. En Jesus, al wat hy vra is, kom na my toe. Ek wil by jou kom woon. Jy sien, dis wat Jesus doen. Jesus, julle, hy stoot nie mense weg nie. Hy bou nie die mure hoër en hoër en hoër nie. Maar hy bou langer tafels. Hy nooi mense in en sê, kom sit by my tafel en ek wil hê jy moet saam met my kom eet. Ek wil by jou woon. En dis wat Jesus, julle, vir my en vir jou ook wil doen. Hy wil my en jou ook uitnooi om hom te aanvaar as ons verlosser. As die een wat ons hele lewe wil verander. En as jy dalk nog nie jou lewe vir die Here gegee het nie, as jy nog nie daai eerste tree geneem het om te sê, Here, ek is jammer en ek is vol sonde en ek wil graag my lewe regmaak nie en ek het U nodig nie, dan wil ek hê jy moet nou die volgende gebed ook agter my aanbid. En dit is wat ons noem 'n bekeringsgebed. 'n Gebed waar ons besef dat ons sondaars is, maar dat ons Jesus nodig het en dat ons graag vir hom wil leef. So kom ons maak ons oë toe en dan bid jy die volgende gebed ook agter my aan. Jesus, ons maak ook so Saggeus. Ons dink baie keer net aan onsself. Ons dink nie aan ander mense nie. Here, ons doen ook baie keer verkeerde dinge. Maar Here, ons besef dat ons U nodig het. Ons besef, Here, dat ons nie sonder U kan leef nie. Here, en dankie dat U ons uitnooi om uit die boom te klim. Here, ek wil graag ook nou 'n tree gee na U toe en kom jammer sê. Here, ek wil nou graag U vergifnis ontvang. Dankie daarvoor.
Dankie dat U my vergewe. Maar Here, ek wil ook nou gaan en ek wil gaan regmaak wat ek verkeerd gedoen het. Help my om soos Saggeus ander mense raak te sien. Help my om my tafel langer te bou, sodat ek mense innooi, kan deel maak en hulle nie wegstoot van my af nie. Dankie dat U my sal help. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Dankie dat julle hierdie gebed ook nou saam gebid het. En jy moet weet dat die Here jou vergewe het. Gaan dan nou ook en maak jou tafel groot, sodat mense ook saam met jou kan deel in die vreugde wat die Here vir ons gee. Nooi mense in, maak hulle jou vriende, moet hulle nie wegstoot nie. Ons sien jou volgende week weer.